Dierbare God en ons hemelse Vader, dankie Here vir die voorreg wat ons het om op die Sabbatdag by mekaar te kom. Here, hierdie is die dag wat U geseën het en wat U geheilig het. Here, ons is hier om U lof te bring. Here, ek wil vra dat U van sitplek na sitplek sal gaan en dat U ons harte sal aanraak. Here, ons eis die belofte waar U vir ons sê, daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar is U teenwoordig. Here, en ons welkom U. Wees met ons, Here, sal U my wegsteek en dan sal U Uself aan U kinders wys. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons skriftuurlesing. Julle is welkom om te blaai saam met my. Dit kom uit Hebreërs 11 vers 6. Dit gaan ook op die bord wees. Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ons lees net daardie vers. Ek wil vir julle vandag 'n storie vertel. Nou hierdie is nie 'n storie van geloof nie, dis 'n storie van 'n man wat bloot net besluit het wie hy gaan glo. Ons almal glo iets of ons almal glo iemand. Daar was eendag hierdie man gewees. Julle almal weet van hierdie man. Die Here het hierdie man gekies vir 'n baie belangrike taak. Eerens het hierdie man die pad byster geraak soos wat ons almal maar doen. Een aand in 'n oomblik, en ek sê in 'n oomblik van swakheid, het hierdie man 'n ketting van bewegings begin wat baie erg was. Een oomblik het hierdie man nog op sy paleis se dak geloop, en die volgende oomblik het hy 'n vrou waarmee hy oorspel gepleeg het, se man vermoor. Nadat hy 'n sameswering met sy generaal begin het om hierdie plan van moord uit te oefen. Die volgende oomblik is daar 'n klein onskuldige baba uit hierdie verhouding gebore, en hierdie baba is dood as gevolg van hierdie oorspel. Oorspel, moord, sameswering. Hierdie is groot, hierdie is ernstige sondes. Maar tog noem die Here hierdie man iets. Blaai saam met my na 1 Samuel 13 vers 14. Ons kyk wat noem die Here hierdie man. Ons weet in hierdie gedeelte is Samuel besig om met koning Saul te gesels. En hy praat hier met Saul en hy gee die nuus wat die Here vir hom Samuel gegee het, gee aan koning Saul. En hy sê in 1 Samuel 13 vers 14 sê hy, maar nou sal jou, dit is nou Saul se koningskap, nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. En die Here het hom as vors oor sy volk aangestel. Omdat jy wat Saul is nie gehou het van wat die Here jou beveel het nie. En dan kom ons kyk net om seker te maak, ons praat hier van dieselfde man. Kom ons kyk jare later, honderde jare later, 14 geslagte later. Wat sê Handelinge 13 vers 22 vir ons van hierdie selfde man? Ek wil ook vra dat julle saam met my moet blaai
Ons kan nie altyd glo wat ons hier van vooraf hoor nie, ons moet maar kyk. Dit is belangrik. Handelinge 13 vers 22 praat Lukas hierso van dieselfde man, en hy sê nadat hy hom wat Saulus afgesit het, het hy vir Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Nou ek wil vandag vir ons probeer uitwys, miskien wat het hierdie man Dawid verstaan? Wie het hierdie man koning Dawid geglo? Kom ons sluit net weer die hoofde. Here, ek wil nou vra dat waar ons heilige dinge gaan bespreek, Here, en ons sondige mense is, Here, dat U in ons midde sal kom en dat U sal alles verwyder wat skeiding maak tussen U en ons, Here. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek raak net weer aan ons geheeteks, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek wil hê dit moet insink vir 'n rukkie. Hoe behaag ons vir God? Hoe behaag ons die God van die heelal? Ons moet geloof in ons hê. Ons moet glo in hom, ons moet glo in sy woord. Dit is dit. Nou, ek wil probeer vandag om hierdie geloof eenvoudig te maak. Hoe doen ons dit? En ek het besluit om hierdie preek te titel Twyfel. Kom ons gaan kyk miskien vandag na twyfel. Waar het hierdie ding van ongeloof, of om nie te glo nie, of twyfel, waar het dit ingekom? Waar het dit vandaan gekom? Nou ons weet in Genesis 3, kry ons die Satan wat die eerste twyfel in God gesaai het. In God se karakter. Ons ken die storie daarvan Eden. Maar kom ons lees daai 2 verse in Genesis 3 vers 4 en 5. Dit sê vir ons in Genesis 3 vers 4 en 5. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees om goed en kwaad te ken. Het Eva hier al gesondig? Het sy al hier van die vrug geëet? Eva het nog nie geëet van daardie vrug nie. So ek wil vandag die vraag vra, wat het met ander woorde eerste gekom? Was dit sonde wat eerste was, of was dit die twyfel wat eerste gekom het? Daar was eers twyfel gesaai deur die Satan, en toe kry hy vir Eva om daardie vrug te vat. En toe het sy geëet. Twyfel op hierdie aarde, as ek hierdie lees, is ouer as die sonde. Kom ons gaan nog verder terug. Kom ons kyk, as ons dink aan wat Jesaja 14 vir ons sê. Wat sê dit vir ons van Lucifer? Wat het daar in die hemel gebeur? Wat het hy gedoen nadat hy besluit het, hy wil gelyk wees met God? Hy het 1/3 van ongevalle engele in die hemel laat twyfel in God se karakter. Hierdie was 'n heilige plek. Hierdie was 'n plek waar daar geen sonde was nie. Hulle het nie sonde geken nie. 'n Perfekte hemel met perfekte geskape hemelse wesens. God steek vir julle ietsie weg. Weet, God speel nie regtig oop kaarte met ons hierson nie. Iets hier is nie lekker nie. Die sonde het gekom omdat Satan die twyfel kon saai.
Nou voor die menslike natuur verval het in sonde, was twyfel eers gesaai. So vir die twyfel om gevestig te word, moes Satan geglo word, eerder as God. Is dit nie so nie? Want God het so gesê, en die Satan het so gesê. Alhoewel hy wat Satan is gelieg het, maar die Satan is geglo, en die twyfel kon gesaai word. Nou die funksie van vandag se preek is om te kyk, wat bereik die Satan met hierdie twyfel? Het die Satan se spelpatroon, sy gameplan, het dit enigsins verander, nou hier 6000 jaar later? Hoekom gebruik die duiwel reeds hierdie resep vir ons fisies, sowel as vir ons geestelike lewe? Wat wil hy bereik daardeur? Want nommer 1, dit werk. Maar hoekom nog? Wat wil hy bereik? Wie word geglo vir die twyfel om gevestig te word hier in ons gedagtes waar dit begin? As gevolg van die twyfel sien ons hierso sondig die mens, sowel as die engele. So ons kan nie sê dat ons twyfel, omdat ons sondig nie, of ten minste kan ons nie sê, as gevolg van die sonde het Eva getwyfel nie. Eva het juis gesondig, omdat sy begin twyfel het. Weereens, wat is twyfel? Wat is ongeloof? Eenvoudig. Wie word geglo vir die twyfel om gevestig te word? Kan ons sê dalk dat ongeloof of twyfel is om vir God nie te glo nie? Of miskien om God se beloftes nie te glo nie? Hierdie beloftes wat vir ons so baie in die Bybel vasgepen is. Maar om eerder hierdie gedagtes van ons te glo, hierdie sondige natuur wat beïnvloed is deur sonde, om hom te glo. Ek wil ook vir julle sê dat, as ek preek ek vir myself eerste. Want vir my om met hierdie gedagtes op te kom, beteken dit dat ek self sukkel met hierdie gedagtes, met hierdie probleme. Nou ek wil hierdie eintlik vir julle so verduidelik. Toe julle nou nog klein dogtertjies en klein seentjies was, en jou ma daar in die aand so teen skemer net so voor die son sak, en kom sy daar by die huis, en sy vra vir julle, wat wil julle eet vanaand? En julle het gesê, nee, ons wil vanaand miskien pasta eet, of ons wil vetkoek eet. Miskien op 'n Saterdag aand, Sondagmiddag, het sy dalk gesê, pa gaan vir julle 'n mieliebraai daar op die rooster, of 'n wortelbraai, ek weet nie. Het julle ooit getwyfel daardie aand, dat julle nie gaan kos kry nie? Was daar ooit bekommernisse gewees, dat ons nie gaan kos kry daardie aand nie? Kom ons lees net gou daai stukkie in Matteus 7 vers 7 tot 7 vers 11. Matteus 7 vers 7 is Jesus wat hierso praat. En hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om 'n brood vra en om 'n klip sal gee? En as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid? Wat sal ons nie vir ons kinders doen nie? Jesus raak dit aan hierso. Wel, God sê tereg, jy wat sleg is, ek en jy wat vol sonde is, ons wat sleg is,
hoeveel te meer sal hy wat 'n heilige, soewereine God is, wat reeds met sy lewe vir ons betaal het, die God van die heelal, met sy lewe reeds vir ons betaal het, klaar die prys betaal het. Hoeveel te meer sal hy nie nou, juis nou vir ons doen nie, vir ons wat dit van hom bid nie. Glo ons dit, of wie glo ons? Nou daar is van ons party, miskien nou daar in ons lewe, ons almal sukkel met ons eie dinge, die fisiese dinge in die wêreld, ons het werke nodig, ons het finansies nodig, ons sukkel met siektes, ons sukkel met dinge, miskien is daar 'n groot besluit, wat ons wag vir 'n antwoord, wat moet geneem word, 'n groot deurbraak miskien waarvoor ons wag. Hierdie fisiese dinge onthou, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Nou die vraag is, wie glo ek en jy? En dan kom ons nou by die tweede punt. Hierdie ding van sonde en dan twyfel. Ons het nou gesien dat as gevolg van twyfel wat gesaai word, dan kom die sonde hier by die agterdeur in. Nou sonde, dit is hierdie slegte ding wat ons aanvanklik, heel in die begin, het hierdie ding van sonde ons van God geskei. Hierdie ding wat ongevalle engele in 'n heilige hemel, 1/3 van hulle van God geskei het. Is die sonde sleg? Definitief. Hoekom? Want die Bybel sê vir ons die loon daarvan is die dood. Watter dood word hier gepraat? Word hier gepraat van die eerste dood? Dit word hier gepraat van die tweede dood. Dit is veel erger. Maar daar is iets nog meer belangriker as die sonde. En dit is wat Satan se plan is met hierdie twyfel of hierdie ongeloof. Daardie plan wat hy letterlik al vir duisende jare nie vanaf afwyk nie. Jy sien, kan dit dalk wees dat in ons lewens, sommige van ons, miskien is dit net ek, dat ons soms voel dat ons net eenvoudig te sondig is. Dat ons verdien miskien net nie God se genade nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy is 100% korrek. Jy verdien nie God se genade nie. Jy verdien dit juis nie. Besef dit en begryp dit vandag. Ons kan dit nooit in der ewigheid verdien nie. Dit is 'n genadegawe. Die Griekse woord vir genadegawe wat hier gebruik word is charisma. Dit is wat 'n geskenk beteken. Jy verdien dit nie, jy sê dankie daarvoor. Dit is reeds betaal. Maar die vraag is, wie glo jy? En dalk al weet ons hierdie goed is, ons lees almal baie die Bybel, ons ken hierdie dinge, maar dalk twyfel ons nog steeds daaroor. Ek weet ek doen nog steeds. Ek het baie keer hierdie gedagtes wat by my opkom. Miskien is dit soos die sonde in hierdie wêreld toeneem om ons, neem die twyfel dalk ook meer toe. Miskien is dit omdat ek dalk nog met so 1 voet in die wêreld staan, ek weet nie. So 'n bose kringloop. Maar kom ons kyk na 'n paar beloftes, eerste in die woord van God. Kom ons kyk na 1 Johannes 1 vers 9. Wat sê die Here daar vir ons? Ons almal ken hierdie gedeelte. Dit sê daar vir ons, as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
Ek wil weer daardie voorbeeld gebruik, toe ons klein dogtertjies en seentjies was. Jy weet, ons almal glo mos ons pa en ons ma, ons het nou gehoor hierso. Pa koop die huis, ma is die baas of so iets. Ek kan nie nou onthou nie. Ma gee dit verniet weg, pa koop dit net, ja. As die huis verniet is, dan kom ma in. Toe ons nou klein dogtertjies en seentjies was, ek het dit nou veel gedoen nie, ek dink julle het dit baie meer gedoen, as julle aangejaag het. En ons boude het gebrand. Later as pa en ma weer hier met ons kom, en hulle kom koer hier om ons, en gesels met ons, want vir hulle is dit eintlik hierdie proses was baie erger gewees as vir ons. Was ons ooit bekommerd gewees, dat pa of ma ons nou gaan weggooi? Dat hulle nou daai deur gaan oopmaak en sê, weet jy, ons is nou klaar met jou, uit my huis uit. Daardie situasie is verby, hy's gehanteer. Twyfel ons werklik of God ons vergewe het? Of dink ons dat God steeds heeltyd aan daardie sondes dink wat ons lankal reeds bely het? Ons het nou van koning Dawid gepraat. Kom ons kyk, onthou ons moet probeer vasstel, is dit miskien wat Dawid verstaan het, van wat hy gedoen het, maar die Here sê hy's 'n man na sy hart. Kom ons kyk wat skryf koning Dawid in Psalm 103 vers 12. Ons lees net daardie een vers. Koning Dawid sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Nou as julle ooit weer opkyk na die sterre en julle kan die suiderkruis sien. En ek weet nie of ek reg is nie, maar ek dink die lang punt is die suid. As jy daar kan uitwerk waar is Wes en jy kyk Wes so ver as wat jy kan, die verste ster wat jy sien. En jy vat daai ster en jy maal dit met die getalle wat ek eers kan noem nie. En jy kyk oos en jy doen dieselfde. Nou dit is nog verder wat God jou sondes vat as jy dit bely het. Dis hoe ver hy dit van jou af verwyder. Micha 7 vers 19 beamoed dit vir ons. Miskien is jy nie 'n ou wat hou van die sterre nie. Maar hy sê hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Ons weet nie hoe diep is die see nie. Ons weet dat hulle dink die Mariana Trog is hier by 11 km diep. Maar ons weet nie. Maar dis wat die Here met ons sondes doen wat bely is. Hoekom? Want daar is reeds iemand wat betaal het vir daardie sondes wat ons bely het. Glo ons dit werklik? Dit is hoekom God dit kan vergewe. Die loon is betaal klaar vir jou en my. Glo jy dit? As ons dit nie glo nie, wie glo ons? Nou gee hierdie wat ek nou vir ons gesê het en gelees het, gee dit ons nou 'n vrye pas of 'n free pass om te sondig soos wat ons lus kry? Verseker nie. Want saam met hierdie belydenis kom werklike gevoelens van spyt en verdriet dat ons hierdie dinge gedoen het. Dat ons hierdie dinge nie meer wil doen nie. Waar sonder hierdie belydenis daar nie vergifnis kan wees nie. Maar as ons sondes bely, is dit vergewe, want God se woord sê so. Handelinge 13 vers 38 praat Lukas weer en hy vertel dit vir hierdie mense. Hy sê dit moet verkondig word.
Vers 38 en 39 sê, laat dit aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis en sondes aan julle verkondig word. En dat elkeen wat glo, deur hom geregtig word van alles, waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kan word nie. Nou, of dit die wet van Moses is, en of dit die wet is wat God met sy eie vinger geskryf het, jy kan dit nie hou om geregverdig te word nie. Jy kan dit nie verdien nie, dit is die hele punt. Dit is Jesus se bloed wat hy reeds vir jou gestort het. Dit is wat jou regverdig, niks anders nie. Vergifnis van sondes moet aan julle verkondig word. God wil hê dat julle dit moet weet, want dit is presies waarvoor hy betaal het vir jou en vir my, om geregverdig te kan word. Nou, hoe goed is God werklik vir ons as mens? Moet die vergifnis van sonde net aan die mense verkondig word. Nou as julle nou nog niks van vandag se praatjie geluister het nie, wil ek vra dat julle nou 'n bietjie moet diep asemhaal en regop sit. Al onthou julle nou net hierdie. Ek wil vir ons begin afsluit. Kan dit dalk hierdie wees wat Dawid verstaan het en wat hy begryp het? Wil God ons werklik vergewe? Wat maak 'n heilige en soewereinige, 'n almagtige en 'n alwetende God, selfs met iets so dergeliks as sonde? Nie net kom betaal hy die prys daarvoor met sy lewe vir ons nie, maar wat is 'n perfekte en volmaakte verlossing? Ek gaan dit nou eers vir julle sê so goed as wat ek kan, en dan gaan ek dit vir julle lees. Ons het vanoggend daaraan geraak, vinnig het Monty daaraan geraak, dat God gebruik vir jou en vir my, die mens, om self sy karakter in die heelal te herstel. Nie omdat God dit nodig het nie. God het ons nie nodig om dit te doen nie. Die Almagtige, die Alfa en die Omega, gebruik ons as 'n teken om sy karakter te herstel. God bevestig dit met 'n ewige teken, en dis nie die Sabbat nie. Dit is selfs groter. Om aan die hele heelal, seker die grootste teken in die geskiedenis, nie verseker, dit is verseker. Die grootste teken in die geskiedenis van die heelal, vir ewig, dat hy wel die prys kom betaal het. Homself kom versoen het met die mens, en dat hy trots is en lief is vir jou en vir my. Vir wie hy met sy lewe kom betaal het. Luister mooi na die volgende. En as jy nou ooit weer twyfel, onthou asseblief hierdie woorde uit die gees van profesie. Dit sê, deur sy lewe en sy dood, het Christus ver meer verkry as slegs verlossing uit die ellende van die sonde. Dit was die Satan se doel om ewige verwydering tussen God en die mens te kry. Nou die vraag wat ek net gou hier wil vra is, het Satan dit reg gekry om ewige verwydering te kry tussen die ongevalle engele, wat vandag wat ons ken as demone, wat ons van lees van Jesus wat geeste moes uitdryf oor en oor? Het Satan dit reg gekry? Verseker het hy. Maar in Christus is ons nouer verbind met God as wat ons ooit sou gewees het, as ons nooit in die sonde geval het nie. Ek lees dit weer. Maar in Christus is ons nouer verbind met God, as wat ons ooit sou gewees het, as ons nooit in sonde geval het nie. En hier kom daardie teken waarvan ek praat. Deur ons natuur aan te neem, het die Heiland hom met die mensheid verbind met 'n band
wat nooit verbreek kan word nie. Deur die eeue van die ewigheid is hy aan ons verbind. Dit is wat beteken, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hy het hom gegee nie alleen om net ons sondes te dra en vir ons as 'n soenoffer te sterf nie, maar hy het hom aan die gefalle mensdom gegee. Dit is die waarborg dat God sy woord sal vervul, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. In die persoon van sy seun het God die menslike natuur aangeneem en hy het dit tot in die hoogste hemele geneem. Dit is die seun van die mens wat saam met die Vader op die troon van die heelal sit. Ek wil daai ook vir ons weer lees. Dit is die seun van die mens wat saam met die Vader op die troon van die heelal sit. Om ons te verseker van sy onveranderlike vredesverbond, het God sy enige gebore seun gegee om een te word met die menslike geslag en om vir altyd sy menslike natuur te behou. Ek wil hê dit moet insink by ons. Dit is die seun van die mens wat genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Jesaja 9 vers 5. Die ek is die skeidsregter tussen God en die mens. Want hy gryp albei aan. Hy wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondaars is, skaam hom nie om ons broers te noem nie. Hebreërs 7 vers 26 en 2 vers 11. In Christus is die gesin van die aarde en die gesin van die hemel verbind. Die verheerlikte Christus is ons broer. Die hemel woon in die mensheid en die mensheid is opgeneem in die boesem van ewige liefde. Watter een van enige van die ongevalle wesens op enige van die ander wêrelde waarvan Job 1 vir ons vertel. In die hele heelal kan ooit in der ewigheid hierdie van sy wêreld sê, of kan ooit hierdie voorreg smaak wat ek en jy as mens smaak. Niemand behalwe die mens wat hy God self moes kom red het uit sonde nie. Nou vra ek weer, wil God ons werklik vergewe? Daar is letterlik niks wat die God van die heelal meer wil doen as om ons te vergewe nie. Niks. So volgende keer, as jy daardie valse stemmetjie hoor, wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy het nou al soveel keer hierdie verkeerde ding gedoen. Daar is 'n manier wat God jou nog kan vergewe nie. Hierdie sonde was heeltemal te groot. Jy het nou die limiet bereik. Of daardie stemmetjie wat sê, ek wonder of God jou gebed verhoor het. Of ek wonder of God jou gebed gehoor het. Onthou asseblief vir altyd hierdie gedeelte. Dit is die seun van die mens wat saam met die Vader op die troon sit van die heelal. Dit is die seun van die mens wat genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Amen. Ons dierbare God en ons hemelse Vader, Here, ek wil graag vra dat U asseblief in ons harte en ons verstande sal inprent, Here, dat U genade nie deur ons begryp kan word nie. Here, en as ons sondig,
Maak nie saak hoe groot dit is of hoeveel dit is en wat ons doen, die Here, maar dat ons as mens se sonde nie te groot is vir u genade nie. Here, help ons om altyd te bely. Here, en help ons om u woord te glo en om u te glo, eerder as om daardie twyfel te glo. Here, want daar is ook 'n plan met daardie twyfel. Here, herinner ons dat daar is 'n groot stryd vir ons siele, vir ons lewens waarmee u met u bloed kom betaal het. Die seun van die mens met sy bloed kom betaal het. Here, waar ons nou uit mekaar uitgaan, wil ek vra dat u met ons sal wees, dat u ons sal seën en dat u ons sal vashou, Here, tot ons almal weer by mekaar kom. Hierdie is my gebed in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser alleen se naam. Amen.